Eendag, lang gelede, was die tannemuise se huis aangeval deur kraaie, omdat die kraaie, die swart kraaie, alles gryp wat blink is. En die tanne se muise se huise is gebou met kindertjies se tande wat uitgeval het. Geborstelde blink tande. O, gats, en daar die muise het ook wolle en wattetjies gevat en het so blink gevryf as wat hulle kan. Elke keer as hulle huis soveel keer skoon gemaak. En hoe skoner hulle huisies is, hoe meer blink dit. Hoe meer dit blink, hoe meer kraaie sien dit. En dan, o gats, die hele kraaie is geniepsig. Kraaie gryp alles wat blink is. Jy hoor net kwak. En as daai skaduwee verby is die helfte van die tannemuis se huis weg. Kraaie het dit gevat. En raai wat? Die muise maak 'n plan, want daar is nie meer tande om hulle huise mee te bou nie. Die stoorkamers is leeg en hierdie kraaie kom vat alles. Dit is nie mooi om ander mense se goedjies te vat nie. Die muise besluit in die aand gaan hulle opkruip na die kraaie se nes toe wat in die hoogste, grootste punt spitsboom is, soos 'n groot denneboom. Daarbo in die boom is die kraaie se nes. O, in die dag hoor jy net kwak, blink, kwak, blink. Dan weet die muise, gitsie, dis ons huis man, ons kan nie sonder huis slaap nie, waar moet ons kindertjies nou slaap? En in daardie nag gaan die muise versigtig, probeer hulle opklouter teen die boom. Kom 'n skaduwee oor. Kyk hulle, dan is daar sulke swart figuur wat in die nag rondvlieg. Dit is die uil. Julle daar die muise die hele nag probeer, links en regs om die takkies, onder blaartjies weggekruip. Ja, hulle het selfs blaartjies oor hulle lyfies getrek en gehardloop. Maar elke blaartjie het 'n stertjie. Dan hoor jy net, kom die uil. Eintlik kan jy nie uil oorvlieg nie, uile vlieg verskriklik stil. Maar hy kom. En as hy gryp in die blaar, en dan spartel die en skarrel die muis vir nog 'n blaar om weg te kruip, want hulle het nie meer 'n huis nie. En hulle moes diep in gaatjies en grooitjies gaan wegkruip, tot dit lig geword het, want die uil was op gereedheid, maar hulle het nie huis nie. En elke keer as hulle 'n nuwe huisie bou, kwak, kom ek kraai, gryp daar die blink. Weg is dit, en toe besluit hulle, ons gaan 'n laaste plan maak. Hulle bou een huis, waarin 5 muise kan bly. En hulle sit 'n toukie aan. Blink toukie. Vol blink goetertjies, stukkies glasie, tande, enigiets wat blink. En 4 muise kruip binne die huisie weg. En toe die kraai kom, en hy wil dit gryp, toe is dit te sterk, die mekaar vasgeplak. En die kraai roep 'n maatjie, kom help, kwak! En hy roep 'n maatjie. 2 maatjies kom julle en hulle gryp daar die hele huis en hulle vlieg weg en lag. Want dit was die laaste tande van die muis. Julle en hulle laai daar die groot huis af in die middel van 'n groot kraaines. Trots op dit wat hulle gesteel het. Mag ons dit doen? Wat hulle afgeboelie het van die muise, is dit oulik om te boelie? Glad nie. En hulle sit en lag en kraai daarbo in die boom. En dit het aand geword. Al die kraaie het rustig gelê en terwyl hulle lê, kom 'n snoetjie uit die huis uit. Daar was 'n muis in. Nog een, 4 snoetjies sniffel hulle pad by die huis uit. Maar bokant hulle is 'n uil. Besig om alles stip, dop te hou. Eers wil hulle die tande afgooi uit die kraai se nes uit onder, maar o gatsie, toe die eerste tand aftrek, afval grond toe, by die rand van die nes af, sweep die uil af, amper geruisloos.
en vang daai tand terwyl hy val. Hoor jy by daardie uil die tand en gooi hom weg, want dit was nie iets om te eet nie. Wat gaan ons maak, fluister die meisies vir mekaar, want hulle kry weg tussen takke en blare in die kraaiennes en om hulle lê kraaie en slaap. Van hulle is op hulle rug, die les lê op hulle magies, maar hulle almal slaap. En die eerste muis sê, begin te knaag. En hulle wil bo begin knibbel en knaag aan die takkies. Maar een kraai maak sy oogies oop en hy probeer rondkoekeloer. En die bo sien hy 'n huis, 'n uil. En hy kyk vir die huis en die huis is daar. En tevrede gaan die kraai verder om te slaap. En die muisies gaan klouter deur die takkies, stukkie vir stukkie. Maar daai wat te ver se klouter tussen deur die takkies is die onderkant van die nes. En van daar af is die boom af. So hulle klouter net tot onder. En oralste waar die takkies van hierdie nes op 'n tak rus, knaag hulle daar die takkies fyn. Op 4 punte, 4 muisies en hulle knou en hulle knibbel. Soos bewertjies. Hulle weet bewers kou bome af om huise mee te bou in die water. Maar hierdie muise knibbel en knaag aan hierdie takkies. En een vir een begin die takkie kraak. Maar dis ver genoeg van die kraai af. Laat hulle dit nie hoor nie. Begin daar die nes afsak. Julle. En die volgende oomblik, toe daai sonnetjie so opkom met die lig wat in die uil se oë skyn en hy nie lekker kan sien nie, breek daai nes los en trek skeef. Kwaa! Skree daai kraai. Toe die nes begin val, gryp hulle met hulle 2 pote vas en probeer die nes in die lug hou. Maar die nes kantel skeef. Kwak, 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 raas daar die kraaie. En die tandemuis se huis val uit. Tuimel hy af en toe die grond tref, spat hy. In 100 tande. Maar onder by die boom het die muise geleë en wag en hulle skarrel rond en gryp daar die tand en die kraaie kom af. Kwak, kwak, hulle skree en hulle land, maar net voordat hulle 'n tand gryp, verdwyn die tand onder die gronde. En wonder wat gaan aan, maar onder hierdie tande wat lê op 'n dennemat is muise besig om tande deur dit te gryp. Julle en hulle kry verskriklik baie tande. Hier en daar is 'n kraai wat wegkom met een. Maar daai 4 muisies wat bo by die nes geknibbel en knaag het, hardloop af teen die stammetjie. En nog van die laaste kraaie wat wegspring, spring hulle op hulle rug. Kwaa! En gryp daai tand uit die kraai se bek uit. Julle maar daai kraaie tuimel van hulle rol op die grond rond. Maar die muise het seker gemaak, elke liewe laaste tand kry hulle gegryp en vat dit onder die skadu van 'n orangklip waar die son nie op dit kan skyn nie. En waar die son nie op dit skyn nie, blink dit nie. En daardie kraaie het nooit weer die tande van die tandemuise gevang nie. Dink julle het hulle les geleer? Ja. Hulle het, want dit is nou mooi om te gryp en te steel nie, nee. Maar die muise, die muise het nie op hou tande by mekaar maak nie. En hulle was slim met al die tande mekaar vasgeplak met gom. Boomgom. Want een keer het 'n kraai gekom en gaan pik en knaag en gryp met sy bek. Maar al wat gedoen het, sy bek het vasgesit aan daardie gom en terwyl hy pluk toe kom, klim 'n muis reg op sy snavel en sê, "Hoi! Hierdie is ons huis. Moenie ons goed gryp nie, dis nie mooi nie. Weet jy hoekom?" En die kraai, Toe vat daai muis 'n wit chili pit. Skiet hom in die kraai se bek. Sommer soos blits is dit asof daardie kraai vuur spoeg. Skree daai kraai, klap sy vlerke, trek weg met daai gom, soos 'n vuurpyl in lug en want sy bek brand. En dit was die laaste keer wat 'n kraai tandemuis se wit blink tande kon probeer steel het.